die regtervleuel van die hoofgebou, as jy met jou gesig na hom toe kyk, skielik vroeg in die oggend, onmiddellik geweldige groot vlamme, brandweerwaens het gekom, hulle het die pompies agter in die stroom gegooi wat agter die hoofgebou loop, maar die straaltjie was verspot dun, en het nie eintlik die ding kon doen nie. Ek dink meer professionele brandweerwerk en toerusting sou die biblioteek grootliks gered het. Met die gevolg dat met emmers waters in tuinslange en wat ook al dosent en student en brandweermanne naderhand oor mekaar gekruip het tussen die brandende dinge om boeke te red. Dit was baie chaoties. Onder het die mense met komberse gestaan, waarin boonste mense boeke afgooi, of sommer uit die vensters uit. Daar was ook naderhand typies student baie sports gemaak. 2 of 3 van die studente het met hulle waterslange die professore nat gespuit asof dit 'n glips is, of asof hulle dit nie sien nie. En dan praat ek nie sommer van so 'n blerts nat spuit nie. Ek praat van pap nat spuit. 2/3 van die biblioteek se boeke is gered, het ek gehoor. Daarna het privaat biblioteke en ander biblioteke vinnig gehelp om die biblioteek weer op sy vroeëre standaard te kry. Ek het in ons huis gebly, soos die koshuis destyds genoem is, ook Gatland, wat hy bekend was, voorbekend was, en ek het die geskreeu gehoor, en gehardloop, en toe al die helfte van die skare voor die hoofgebou gesien. Ek self was ook op die dak, het self ook boeke afgegooi. Nie soseer dink ek uit dapperheid uit nie, ek dink maar meer uit sensasie uit om deel van die hele ding te wees.